Hi guys, soos ek vir julle gesê het, ek het amazing vriende wat saam met my op hierdie couch kom sit hier in Perenity. En ek deel met julle, elke week deel ek vir julle 'n stukkie van Toeka tot nou met Perenity in my skoene agter die stoel. Hierdie was 'n podcast wat ek lank oorweeg het en gewonder het of ek dit wil doen en of ek dit nie wil doen nie. Ek haat natuurlik om voor 'n kamera te sit. Maar die confidence het so klein bietjie gekom met die gewig wat ek verloor het. So ja, nou hier sit ek voor 'n kamera en ek deel my lewe met elkeen van julle. So ek het hierdie week die absolute voorreg om my ou chommy hier by my te hê, Dewald Wasserval. Dewie, welkom in Suid-Afrika. Dankie, baie dankie. Dewald en ek kom ook al jare saam. Ek het eerstens, soos julle nou weet, is elkeen van hulle wat ek al reeds hier gehad het, soos 'n tipe van 'n boyfriend vir my. Ek het verlief geraak op Dewald se musiek met Suikerbos. Dit was die eerste song wat ek van hierdie ou gehoor het met hierdie rasper voice en ek was net so, wie is hierdie? En ja, en ek het toe gehoor later dat 'n baie goeie ou vriendin van my se man het hom toe gesign as een van sy kunstenaars en toe's ek soos happy days, ek gaan soos hierdie ou ontmoet en toe ontmoet ek vir Dewald. En jessie hoor, dit was regtig soos van the get go het ek net absolutely amazing friendship met hom aangeknoop. En hy was toe, ek bedoel, jy was toe Wasserval, toe jy net begin het, jy was net Wasserval? Ja, ons was 'n band, Ja. 'n 2-persoon band. Seker 'n duo. Ja. Duet. Duo band. Ja. Ja, toe jy begin het en later toe word hy Dewald Wasserval solo artist en ek het voordat hy toe nou voluit Dewald Wasserval solo artist geword het, soos wat ons in die vorige episode wat ek en Danny gepraat het, hy so mooi oor my gepraat, maar my ding was nog altyd om hierdie kunstenaars in my stoel te kry nog voor hulle groot naam maak. Dewald het toe na 'n paar so sy naam nou al gekreë en maar sy solo ding het begin by jou tweede album, of jou eerste album was nou obviously Wasserval en dan jou tweede album was dan nou Ja, my eerste, kom ons noem dit die eerste solo album. Dis die maklike, want ek het 430 albums voor dit wat absoluut onsuksesvol was. So die eerste solo album. Die eerste solo album, maar hy gebreek. het goed gebreek. Hy het bitter goed gebreek. So toe kry ek die geleentheid omdat ek seker maar so aangegaan het soos 'n klein groepie en 'n teenager oor hierdie dude. Toe kry ek die geleentheid om toe nou Dewald se eerste groot musiekvideo as solo artist te doen. En die song was wat ons geskiet het nog daai tyd, daar in Hazelwood. Vergeet wat jy weet Ja, van vergeet liefde. wat jy weet van liefde. Luister, ek dink nie hierdie man het al ooit so baie 'n make-up kwas in sy gesig gehad soos daai dag nie. Ek sê altyd soos, kom jy 'n bietjie sweet. Maar hy het wel as 'n chef in 'n kitchen gewerk wat baie warm was. So ek was so opgewonde, ek wou nie daar weggaan nie. Maar Dewald speel ook 'n baie groot rol in die sense of in my lewe dat hy sonder dat hy dit weet, was hy in my persoonlike lewe was daar baie goeters wat gebeur het wat ek amper die heeltyd half kan toeskryf soos dis wat my gebeur het in daai tyd toe hy daai sang uitgebring het en die Storm video, wat is Jy is die storm. Jy is die storm. Music video het ons ook eendag geskiet tot ek weet nie wie weet watter tyd nie. In die nagtelike ure, ons het 9:00 die oggend begin, ons was nog in die nag besig. Dit was piepie koud daai aand. En hulle word heeltyd nat gespuit, dan staan ek met 'n haardroër en blaas droog en alles. Maar in daai tydperk het ek letterlik, ek het op die music video gewerk. Die woorde het soveel significance ook vir my gehad oor die song wat ek in daai oomblik gedoen het, want ek moes op daai music video moes ek vinnig wegglip ook.
want ek het my kinders toe ontmoet wat ek aangeneem het. En daai selfde aand het ek vir Lianne en Ansel nog gaan bad en by die huis van veiligheid waar hulle was en hulle nog gaan bad en vir hulle kossies gegee en alles en hulle in die bed gesit en teruggejaag na die music video toe. Ek sal dit nooit vergeet nie. So jy's so diep deel van my lewe. So ja, dis net so great, amazing gevoel vir my om vir Davie hier te kan hê. Ek het regtig nie gedink ek gaan dit kan regkry nie. Wel, dit was 'n moeëse intro gewees nou. Maar dankie dat jy hier is, Dee. Nee, presies. Ek dink dit het baie gehelp dat Ampie het my vertel hiervan. Ja. En my absoluut geen inligting gegee nie. So ek het maar net opgedaag. Jy het opgedaag, maar jy het nie nodig om 'n skrip te hê om te praat nie. Nee, dan Nee. So basically hierdie gaan maar net alles oor die pad wat Dewald saam met my al gestap het en ek wat saam met hom gestap het en wie hy is en waar hy vandaan kom en my enigste vraag aan jou is Davie, jy het my nou baie lank terug gesien. Dis die eerste keer wat jy ook die salon sien, want jy ken nog die ou klein salon en ja, so jy was lank weg uit Suid-Afrika uit, né? Jy's nou die eerste keer terug na hoeveel jaar? Na 4,5 jaar. 4,5 jaar. Terug, ja. En ek meen ons kom al 'n lang pad vandat jy nog gewerk het by die ander salon. Ja. Deur verskillende ek verbeel my jy het op 'n stadium uit jou huis uit gewerk ook. Ja. Daar was vreeslik baie fases gewees. En jy het my dit was vir my support. ja, veral daar in die begin was dit vir my ongelooflik want op daai stadium het ek R19 'n maand gemaak. En obviously my hare self probeer sny. Ja. So toe julle dit vir my begin doen, was dit die ongelooflikste ding dat jy word vir die eerste keer getreat. Iemand het my kop massage en jy lyk nie meer soos 'n nat hond oral waar jy gaan nie. Ag, shame. En ons het jou hare gekleur ook nog daai tyd. Ja, en ek meen en dit is weer daai ding van dis wonderlik om gesponsor te word vir iemand, maar jy moet altyd dink wat kan ek vir die brand beteken? Ja. En op daai stadium het ek nie geweet wat ek beteken vir die brand nie. Maar jy het my aangehou. So Ek is baie dankbaar en dit is vir my so mooi, so lekker om te sien dat hoe goed dit gaan. Ja. En hoe amazing is hierdie nuwe plek en Maar julle het definitief deel daaraan gehad want ewe skielik toe julle ook status begin bereik het en weet wat julle is en mense begin sien hulle hare word by my gedoen. Eerstens dink hulle ek is honddier oorrede ek 'n celebrity stylist is wat ek nie eintlik van hou nie want moet my nie in 'n boksie sit waar ek is 'n celebrity stylist nie. Ek is Janine Kotse. Ek is nie 'n celebrity stylist nie. Anders het ek net celebs gedoen. Maar dit het op die einde van die dag ook vir my 'n platform geskep alhoewel julle nie gedink het julle doen veel vir my nie, maar julle doen. Want somehow word ek ook nou gerecognize. Jy weet en raak gesien en so aan. Maar ja, ek dink dit het baie met harde werk en excellence te doen ook, hoor. Moenie jouself kort skiet nie. Ek dink dit is 'n mens hard werk en jy's regtig goed met iets en jy glo regtig in wat jy doen, soos wat jy doen. Ja. Dan is sukses inevitable. Ja. Solank jy die regte besluite neem saam met dit. Nee, verseker. So, hierdie is Dewald se heel eerste interview in regtig 'n bitterlang tydperk en ek het die voorreg om dit met hom te doen. Maar Davie, hierdie is nie eintlik 'n interview nie, hierdie is net soos net chit-chat en net weer, jy weet, mekaar gesien het. Ek bedoel, ek was besig om 'n podcast opname te maak toe jy hier aangekom het en ek was soos ons moet klaar kry. Ek wil net vir Davie alles sê, ek het hom so lank terug gesien. Maar jy lyk goed. Jy lyk happy. Okay. Ek seker jy mis nie die potholes van Suid-Afrika nie. Nee, nogal nie. Nee. Maar ja, daar is letterlik net ek dink die meeste die ding waar ek die opgewondeste was is actually om jou weer te sien en toe Ampie sê hy sal dit vir my kan reël want toe sê ek sê ek het nie Davie se nommer nie. En toe is ek net en hy bel my terug en hy sê jy kan kom. Dis ek soos oh my word, ek kan nie wag nie. Want ek het nou al vir Nelly gesien vandat sy weer in Suid-Afrika gekom het, sy kom alles en sy het die salon gesien. En dit was so lekker om haar ook te sien, maar
dis goed om te sien dit gaan goed met julle en dat julle, jy weet, 'n goeie lewe het daar aan daai kant. Ek dink dit is 10 keer duurder daar, maar onthou jy verdien ook nou 'n ander tipe salaris. Ja, wel ek verdien 'n salaris. Dis die eerste keer in my lewe dat ek werk. So. Nederland is duur. Dit is 'n duur land om in te woon. Ja. Maar die ekonomie, ek meen jy word goed betaal ook en jy word vergoed en daar's 'n goeie minimum wage struktuur, maar jy voel dit nog steeds. Ja. Jy voel dit nog steeds. Maar ons is vreeslik gelukkig. Vreeslik bevoorreg om daar te kan wees. Okay. Ek's baie dankbaar vir alles wat ek hier in Suid-Afrika kon doen en die loopbaan wat ek gehad het en Ja. Ek dink die mense is baie opgewonde om jou nou te sien met jou optrede hier in Suid-Afrika. Ek dink hulle kan nie wag nie want ek sien soos hulle die hele Afrikaans op die platteland adverteer op social media en goeie, soos dit net heeltyd soos dewel. Ek is soos, is dewel die trekpleister vir hierdie organisation? ek hoop nie so nie. Hierdie mense gaan dalk teleurgestel. Kan jy nog jou woorde onthou, die? Nee. Nee. Ons moes Danny het jare terug in my band gespeel. Ja, hy het. Voordat hy hierdie massive solo kunstenaar geword het natuurlik. En hy die oomblik toe ek vir hom sê luister ek kom terug vir 'n show, toe sê hy op hom dan hy wil in die band wees. Hy en Rochelle ons gaan dieselfde ou band van die ou daai. Ag wow, dit gaan awesome wees. En toe begin die pressure van ons moet obviously 'n setlist, ons moet kyk wat ons gaan speel. Ja. Dan moet ek kyk of ek nog hierdie liedjies onthou. Ek het 'n oorspronklike draft van 'n setlist vir hulle gestuur. Toe kom hulle terug en sê maar wat van hierdie song en hierdie en hierdie Ag, en hierdie. Nee. Ek het vergeet dat dit bestaan. Ek het vergeet ek het soveel songs. Ja, so dit gaan interessant wees om die mense Gaan julle te sê. Suikerbos doen want daai is my song. Ons gaan 'n klein stukkie van hom doen. Okay. Alright. Ja, ons wil nie dit te depressing maak vir die mense nie. Ja, want dis 'n killer song vir my. Ek het nie nodig gehad dat jy eers 'n solo kunstenaar geword nie. Ek het op jou verlief geraak nog voor dit. O ja. Ja. Ek het wel vir Bobby in my podcast saam met hom vertel dat jy is verseker, is dit Bobby of is dit Danny? Ek kan nie onthou nie. Een van die twee se podcast, toe het ek vir hulle gesê ek was nog nooit 'n groepie of 'n fan of dit nie. Ek het nog altyd gedink as jy op die toilet sit, lyk jy presies soos ek. So ek gaan jou nie op 'n pedestal sit nie. Daar is verskille Daar is 'n bietjie. tussen my en jou op die toilet. Op die toilet. Ek druk dalk my gesig op 'n ander manier as jy. Maar op die einde van die dag, jy moet ook toilet toe soos ek. So ek voel altyd ja, mens moet nie mense op hierdie pedestals en gitter sit nie. Maar daar is een persoon wat ek letterlik soos mal oorgegaan het die eerste keer toe ek hom ontmoet het. Dit was definitief Steve Hofmeyer. En ek het met elke liewe spesifieke persoon is dit soos ek sê kyk met hierdie een, ag dis net daai een, dis net daai een. Maar ek moet vir jou sê ek het wragtig tot vandag toe nie en ek het myself beloof ek sal dit eendag doen, my bra op die stage skiet as jy sing. En ek het dit nou nog nie gedoen nie. Ek gaan dit ook nie kan doen met jou optrede nou in Suid-Afrika nie want dan werk ek. So dis jammer. Ja, jy moes dit eintlik 2 jaar terug gedoen het. Ek moes. Dan kon ons jy as die storm verander het en jy is enorm. Want dit is seker. Ek moet ook sê by elke show wat ek saam met Dewald opgetree het wat ek wel hom gaan ondersteun het en goeters en ek staan voor by die stage en gil nou maar saam met die mense soos 'n mal ding. Moet ek sê Dewald my nog elke keer ge-acknowledge en hy het elke keer in die crowd my uitgewys en gesê dit is my haarkapper. So dankie dat jy my altyd so geadverteer het van jou stages af. Wel, dis daai ek moes iets teruggee. Dit was dit. Nee, maar dit was meer dat mense nie dink hierdie vrou maak keer iets nie. Ek wil net sê 100%. ek ken hierdie persoon. Ek ken haar. Sy is okay. Sy's okay, sy is normaal. Ja, Vanaand is ek vir haar lekker. Wat sy nou doen is normale gedrag vir haar. Absoluut. Absoluut. Maak jou geen sorge. Geen. Maar Deef, ek hoop jy geniet jou tyd hier in Suid-Afrika. Dit is regtig vir my net 'n absolute
absolute voorreg om jou hier te gehad het. Ek weet jy's 'n klein rukkie, maar dat jy tyd gemaak het om my te sien, dit is net, ek love it. Ek sal altyd 'n special plek in my hart hê vir jou. Soos ek sê daar, sonder dat jy weet dat in my persoonlike lewe het jy soveel insaag gehad without you even knowing. En dit is net so great. Ek dink dit is die dag as ek eventually my man georeerd kry, laat ons net ons voete in Nederland kry, is jy die eerste plek by wie ek staan. Julle moet asseblief, julle is Nee, altyd welkom. Ons sal. Ag, dankie dat jy my genooi het. Dis 'n plesier. Deur Ampie, maar daar. Deur Ampie maar darm. Ek gaan nou as ons hier klaar is dadelik jou nommer kry, dan raak ek nou weer die stalker meisie. Okay. Hoe gaan dit nou? Wat maak julle? Hoe het julle besig? Ja. Wat is dit dan? Baie dankie en dis amazing om te sien hoe goed dit gaan en dis lekker om jou te sien en trots op Dankie, jou. Dave. Ek het nie eers raad of advies vir jou oor jou hare nie. Jou hare lyk great. Dankie. Jou hare lyk great. Vir Ja. al die jare se gekleurde hare en alles lyk jou hare amazing. Ek weet net op 'n stadium moes ons opgehou kleer het want jy het die psoriasis Ja. gekry op jou kopvel. En toe moes ons die haarkleur en goeie stop want dit vererger dit. So ek het 'n oplossing daarvoor ook toe nou gekry intussen. Ek het 'n haarkleur gekry wat werk wanneer mense sit met psoriasis en goeters, dat 'n mens die tipe haarkleur kan gebruik. Wat so bietjie meer natuurlik is en so aan, nie dat ons jou hare wil kleur nie, want ek love die grys op jou, dit werk. Dankie. Grysheid is wysheid, Debbie. 100%. Ja. So, ek het toe eventually iets gekry wat daarvoor ook gewerk het. Ek het baie diep gaan ondersoek instel, omdat Debbie amper half daai vir my opgewakker het van mense kan scalp conditions kry en mense met iets kan kry wat vir almal werk. So dankie dat jy toe nou ook my guinea pig en dit was. En maar ek kan regtig nie vir hom advies gee nie. Hierdie man lyk goed. Hy lyk goed. Baie dankie. Ja man, op 'n stadium ook die psoriasis is nou klein bietjie onder beheer daarom. Ek het Okay. baie goeie mediese sorg in Nederland vir dit gekry. En toe het Anel op 'n stadium gesê, "Gaan jy nie weer jou hare kleur nie?" Toe sê ek, "Vir wie ek Nee. ek sê verby 40, mense gaan my anyway nie glo nie." Ja. Jy weet. My baard is grys, my hare is Ja. grys en dis 'n voorreg om te kan ouer word. Baie mense gaan jonk dood. Is Jy so, weet, nee. dit is so elke so, dag wat ek embrace het. it. Ja, dit pla my nie en Ja. ek love dit. Nee, dit love dit lyk om ouer goed. te word. Dit lyk goed. Ek moet ook vir jou sê as manskliënte nou inkom en hulle wil kleer, dan wil ek amper half hulle begin uit dit uitpraat. Ek weet ek skiet myself in die voet want ek is besig om jy weet geld by die deur uit te gooi, maar ek voel baie keer ja, just embrace what you've got, verstaan? Vrouens, ek kom agter vrouens ook meer en meer in vandag se dae wil hulle grys en goeters uitgroei. Ek skop nog 'n klein bietjie teen dit vas want ek voel amper men can carry it well. Waar vrouens dit kan hulle laat verouderd lyk. So party van my kliënte doen lyk goed met hulle grys, maar ons het ways and means hoe ons daai grys hare handle en goeters wat regtig vir hulle werk. Maar ek voel nie want ek is altyd bang as iemand veral meerderheid vrouens as hulle grys gaan laat uitgroei dan sit so half amper okay we're not going to care about the hair anymore. En dan sit daai tipe van you let yourself go en maar ek moet vir jou sê jy het jou grys uitgegroei en you didn't let yourself go. You looking good. You looking good. Baie dankie. Maar dankie Debbie, dankie dat jy hier was. Ek waardeer dit. Ek waardeer die tyd wat jy gemaak het. Mag dit met julle net goed gaan vorentoe en hopelik binnekort soon sien julle ons in Nederland. Dat ons bietjie vir julle kom kuier en alles. Dat ek net die wakker in Drian kry vir Nederland. Gee hom vir my vir 'n week. Ek gaan 100%, ek dink ek gaan hom alleen stuur saam met jou. Ek sal hom oortuig. don't worry. 100%. Geef hom 'n biertjie, laat hy 'n biertjie geniet daar. Ja, 100%. Maar dankie. Baie Dankie dankie, Paulus. Ek enige waardeer dit so baie. En liefde en groete van Nelly ook. En julle twee boys word ook so heavy groot. Ja. Hulle is nou egte kaaskopjies. Ja, Ja. egte klein Nederlandertjies. Klein Nederlandertjies. Maar ja, julle doen goed, julle lyk goed. Ja, alles wat mooi is vir julle vorentoe. En
Ja, so julle gaan nie vir Davie vinnig hierso weer by die salon sien nie, want die man is net hier vir 'n klein rukkie in Suid-Afrika, maar ek het die voorreg gehad om met hom te kan chat op my couch. So ja, die opgewondenheid is regtig so amazing en groot hier binne in my, maar ja, weer eens wil ek net hê die mense daar buite moet verstaan dat ek is nog steeds jou doodnormale mens wat ook opgewonde raak oor goedjies. Ek is ook net iemand wat ek het 'n verskriklike groot hart as dit kom by my mense en vir wie ek omgee en vir wie ek lief is en vir mense wat actually oor my pad stap en diep voetspore los en jy's definitief een. Thanks dear. Alright guys, so hierdie is Dewald Wasserval in Suid-Afrika in my stoel. En ek hoop julle het hierdie podcast geniet. Dit was kort, dit was vinnig, maar dit was absoluut die moeite werd. Heerlik, dankie. Alright. En kat.